Goeiedag liewe luisteraars, dit is weer ek hier so Adrian hier met my tydgleef, wandel saam met Jesus hier op Joy Radio. Ek dank die Here vir nog 'n geleentheid om so 'n bietjie saam met u weer te kan kuier rondom die woord van God. Genade, barmhartigheid en vrede aan julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ek hoop, glo en vertrou dat dit goed gaan met u elkeen. Ek loof en prys die Here daarvoor. Liewe luisteraars, die skriflesing vir vandag se boodskap kom vanuit Johannes 6, verse 22 tot 40. Johannes 6, verse 22 tot 40. En dan met die tema Jesus, die brood van die lewe. Nou, u is welkom om die Bybel oop te maak by Johannes 6 en saam te lees, sou u graag wou. Ja, by Johannes 6, u kan maar daar oopmaak as u wil saam lees. En die voorlesing kom met die Afrikaans 53 vertaling van die Bybel. Nou, ek gaan sommer nou reguit oorgaan na die skriflesing toe. Ek hoop jy het die Bybels oop daarso, Johannes 6, is die 4de boek, daar in die Nuwe Testament. En ons lees as volg, in Johannes 6 vers 22, ons begin daar tot 40 toe. Jesus, die brood van die lewe vir die gelowiges. Die volgende dag sien die skare, wat oor kan die see gestaan het, dat daar geen ander skuit was nie, behalwe daar die een waarin sy disippels gegaan het, en dat Jesus nie saam met sy disippels in die skuit gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Maar ander skuite het van Tiberias aangekom, naby die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here gedank het. Toe die skare dan sien dat Jesus nie daar was nie, en sy disippels ook nie, het hulle self ook in die skuite geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek. En toe hulle hom oorkant die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo, wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is. Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee, om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hier die brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê, dat julle my gesien het, en tog glo julle nie. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. Ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, want ek het nie uit die hemel neergedaal om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dan vers 40, ons laaste vers, en dit is die wil van hom, wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou, en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Tot sover, salig is die wat die woord van die Here ontvang, en dit in hulle harte bewaar. Amen. Amen. Nou, liewe broeders en susters in ons Here Jesus Christus, vandag val die klem van ons skriflesing op vers 35. Vernaam die woorde van Jesus, ek is.
En Jesus sê in vers 35, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Amen. Jy sien hierdie boek, die Evangelie volgens Johannes, is 'n merkwaardige boek, wat ons soveel dinge van Jesus leer. En een van hierdie dinge, is die welbekende 7, ek is uitsprake van Jesus. En net om 'n paar te noem, haal ek aan uit die boek van Johannes, as volg. Johannes 8 vers 58, waar Jesus vir hulle sê, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Ja, voordat Abraham was, is ek. En interessant hier, waar Jesus nie net sê oor sy goddelike sending, dat hy al voor Abraham geleef het nie, maar dat hy van alle ewigheid af leef. Ja, van alle ewigheid al lewe hy af. Hier bedoel hy, dat hy God self is. Hy sê ook in Exodus 3 vers 14 aan Moses, ek is wat ek is. En hier het die Joodse leiers besef, dat Jesus daarop aanspraak maak, dat hy self God is. Vir hulle was dit godslastering, en daarom het hulle kloppe opgetel, om Jesus te stenig. Dan kom ek gaan verder. Die ander aanhalings is Johannes 14 vers 6, waar Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Ja, Jesus sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Ook Johannes 15 vers 1, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. En dan laastens Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder. Nou ja, daar is nog van hierdie ek is uitsprake, maar ek het dan net hierdie 4 aangehaal. Jy sien, liewe luisteraar, Jesus gebruik hierdie ek is uitsprake om homself te openbaar en te identifiseer wie hy waarlik sê hy is. Nou, hy is die waaragtige Messias, die waaragtige middelaar, die waaragtige verlosser en die waaragtige Seun van God die Vader. Amen, eer aan God ons Vader. Jy sien, voordat ek verder gaan, wil ek net gou 'n bietjie stil staan by Johannes 6, verse 1 tot 15. En dit is die eerste vermeerdering van die brood. Hier sien ons een van Jesus' wonderwerke. Hy is 'n God van wonders. Hy het hier pas meer as 5000 mense gevoed met 2 vissies en 5 broodjies. Hier aan die oorkant van die see van Galilea by Tiberias. Nou, hier was 'n groot skare wat Jesus gevolg het, omdat hulle sy tekens gesien het, wat hy doen aan die siekes om hulle te genees. Nou in vers 5 vra Jesus vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? En Jesus het dit gevra om Filippus op die proef te stel. Hy het reeds geweet wat hy wou doen, om hierdie skare te voed. Nou dit sou 200 penningse brood min of meer wees, om almal te voed, wat daar teenwoordig was. Nou 1 penning in daardie tyd, was die dagloon vir 'n plaasarbeider. So ons kan sê dat 200 pennings was dus gelykstaande aan byna 2/3 van 'n jaar se loon vir 'n plaaswerker. Dit is toe nou dat Andreas, Petrus se broer, vir Jesus sê, maar hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 vissies het. Maar wat is dit vir so baie mense? En Jesus verras hulle, in steede om saam met hulle saam te stem, dat hulle wel 'n gebrek aan voedsel het, beveel hy dat die skare gaan sit. Jesus het die broodjies geneem en nadat hy gedank het, het hy dit aan sy disippels uitgedeel, en sy disippels op hulle beurt weer aan die skare, so ook die vissies. En daar was oorgenoeg vir almal. Na die tyd het die disippels 12 mandjies vol brokstukke van die brood opgetel. So die Here kom en hy voed 5000 in getal. Hierdie wonderwerk is ook die enigste wonderwerk wat in al 4 evangelies voorkom. Nou hier het die mense die teken gesien wat Jesus gedoen het, en wou hulle hom met geweld neem om hom hulle koning te maak. Nou liewe luisteraars, ek kom terug na vandag se boodskap toe. U sien, die volgende dag het hierdie selfde skare weer kom soek na Jesus. Maar toe hulle hom nie vind nie, het hulle self in die skuite geklim
en oorgevaar na Kapernaum om hom daar te gaan soek. En toe hulle hom vind, het hulle gevra, Rabbi, wanneer het u hier gekom? En hier antwoord Jesus hulle, hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, julle soek my nie, omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het, en versadig geword het. So hulle het hom gesoek, om fisiese brood te kry, hulle het weer gesoek van daardie brood. En Jesus sê toe verder vir hulle, moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Jy sien, die wanindruk hier dat 'n mens die ewige lewe moet verdien, word vinnig reggestel wanneer Jesus die woorde byvoeg, wat die Seun van die mens julle sal gee. Die Seun sal die lewe as 'n geskenk aan ons gee. Hierdie mense wie Jesus gevoed het, by die eerste vermeerdering van die brood, het hul maag gevolg eerder as hulle harte. Jesus het egter dieper gekyk as hul behoefte aan nog 'n gratis maaltyd. Hy het geweet dat hulle nie belang gestel het om hom te volg nie, ter wille van wie hy is nie, maar eerder oor dit wat hy kan doen. Nou, liewe luisteraars, sien ons dit ook nie in vandagse tyd nie. Die mens soek vir God oor dit wat hy kan doen, maar hulle wil hom ken wanneer en hoe dit hulle pas. Hulle is nie bereid om hierdie God van ons met volle oorgawe te dien en te aanbid nie. En interessant, ek wil net so 'n vinnige staaltjie vertel hierso. In die vorige gemeente waar ek was, het ons pastoor altyd die Here met 'n jou-jou. Jy sal weet 'n klimtol. 'n Jou-jou so half en half vergelyk deur te sê, ja, moenie met God werk asof hy 'n jou-jou is nie. Ja, moet hom nie hanteer asof hy 'n jou-jou is nie, want nou is die jou-jou in jou hand, maar wanneer jy God nie nodig het nie, dan gooi jy die jou-jou uit jou hand uit. Ja, en soos die Engels so ook sê, dan gaan hierdie klimtol tot onder, en dan spin hy mos nou so, en jy kan allerhande toertjies doen. Maar in elk geval, jy gooi hom uit jou hand uit, wanneer jy God nie nodig het, die laat hy daar een kant kan wees. En dan is soos hierdie jou nou terugkom na jou hand toe. Dit is die tyd wanneer jy nou die ding inkatrol, wanneer jy vir God nodig het, dan bring jy hom weer nader na jou toe. Want dan het ons God nodig, dan soek ons dat hy vir ons help, dat hy vir ons iets moet doen, of 'n wonder moet doen, of 'n deurbraak moet gee. Ja, so laat ons nie God soos 'n jou hanteer nie. En dit is hoekom ek sê, mense wil hom ken, wanneer en hoe dit hulle pas. Hulle is nie bereid om vir God met volle oorgawe te dien en te aanbid soos dit hoort nie. En om verder te gaan, hierdie mense wou toe weet wat hulle moes doen, sodat hulle die werke van God kon volbring. En Jesus antwoord hulle egter en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo, wat hy gestuur het. Dit is die werk van God, dat julle in hom glo, wat hy gestuur het. Jesus' antwoord is nie wat hulle verwag het nie. Daarom kom hulle in vers 30 en vra vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo, wat werk u? Nou is dit nie verregaande nie. Ja, dan begin hulle praat van 'n wonderteken in die woestyn, toe God die Israeliete met manna uit die hemel gevoed het. U sien, die Jode het tradisioneel geglo dat die Messias manna uit die hemel sou laat reën. Net soos Moses. Die volk het waarskynlik ook hierdie wonderwerker, dis nou Jesus, gesien as die voorsiener van hulle liggaamlike, eerder as hulle geestelike behoeftes. En Jesus antwoord hulle as volg ook hier, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Jy sien, Jesus help hulle reg hier. Dit was nie Moses wat hulle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit was sy Vader gewees, wat die brood gegee het vanuit die hemele. Die ware brood, dit wil sê, die ewige lewe. Amen, prys die Here. Ja, die ewige lewe. Weer verstaan hulle nog nie mooi, wat Jesus bedoel nie, want hulle sê, Here, gee ons altyd hierdie brood. En dis hier waar Jesus hulle dan antwoord in vers 35, en Jesus sê vir hulle,
Ek is die brood van die lewe. Ja, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Geliefdes, brood soos ons dit ken, is meeste mense se stapelvoedsel of voedselbron, om hulle maag mee te vul as hulle honger word. Om honger te word en brood te eet is 'n herhalende ding. Ons eet tog daagliks brood, nie waar nie? Maar wanneer iemand in teenstelling die brood van die lewe eet, beteken dit eenvoudig dat hy of sy daadwerklik in hom, in Jesus, glo as verlosser. Die Seun van God, wat deur die Vader vanuit sy goddelike liefde vir elke mens na hierdie wêreld gestuur was, sodat elkeen wat glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Dit is ook wat Johannes 3 vers 16 vir ons sê. Dit is die mens se geestelike honger wat hier gestil word. Jesus gee ons ook die lewe, God se lewe. En as ons weer kyk na Johannes 6, kan ons let op die dinge wat God ons gee. Jy sien, die Seun van die mens gee die voedsel, wat hou tot in die ewige lewe, dit is hy self. God die Vader gee die ware brood uit die hemel, dit is die Seun, Jesus. Die brood uit die hemel, wat ook Jesus is, gee lewe aan die wêreld. Hierdie is die dinge wat God vir ons gee. Dit is sy deel. Maar u en ek het egter ook 'n deel wat ons moet gee, naamlik om te glo in die een wat God gestuur het. Die Messias, die ware Seun van God, ons verlosser. Jesus sê self in vers 37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. U en ek kan met vrymoedigheid na Jesus toe gaan. Hy gee ons die belofte hier, dat hy ons nooit sal uitwerp nie. Hy sê ook in sy woord, ek sal julle nooit begewe of verlaat nie. Jesus het uit die hemel neergedaal, nie om sy wil te doen nie, maar die wil van sy Vader, naamlik die wil van God. En die wil van die Vader is tweeledig. Ten eerste, dit beteken dat almal wat na die Seun toe kom, aangeneem sal word en nie verlore sal gaan nie. En ten tweede, dat almal wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal beerf, want hy sal ons opwek in die laaste dag. Dankie Jesus. Kyk hoe verseker die Here ons deur sy woord. Hy gee ook 'n belofte aan ons. Ons sal nie verlore gaan nie. Ons sal die ewige lewe ontvang. Al wat ons moet doen, is om te glo. Dankie Here. Liewe luisteraars, om Jesus bloot as 'n bron van aardse seëninge te beskou, is nooit 'n goeie rede om hom te volg nie. Dit is waarom ons 'n brood by die winkel kan gaan koop, maar net Jesus kan in ons diepste behoeftes voorsien. Ons geestelike behoefte na 'n verlosser, aan 'n doel in die lewe, aan daaglikse lyding en liefde. Jesus het gesê, ek is die brood van die lewe. Die honger en dors wat hy bevredig, strek veel dieper as die liggaamlike honger, wat deur brood en vis gestil kan word. En liewe luisteraars, ek gaan begin afsluit met hierdie boodskap, met die volgende. Kom ons maak dit baie persoonlik vandag en sê, Jesus, U is my brood van die lewe. Ja, U is my brood van die lewe. Ek kom vandag na U met 'n geestelike honger. Voed my asseblief, dat ek nooit weer honger of dors sal kry nie. Amen. Kom ons bid saam. O troue God en hemelse Vader, ek dank U in hierdie dag, Here, dat ek elke luisteraar voor U troon mag bring. Dankie vir U liefde, U barmhartigheid en genade, Here, wat elke dag aan ons nuut geskenk word. Ek loof, prys en dankie daarvoor. Word dan ook in hierdie dag verheerlik, Here, U wat skepper van hemel en aarde is. Dankie, Here, dat U self in ons openbaar deur die woord en die gees. U openbaar U self, Here, as ek is. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die ware wynstok en my Vader die landbouer. Ek is
die goeie herder. Dankie Here dat U ook die brood van die lewe is. Help ons ook Here dan, dat ons nie net U sal sien, as 'n God wat wonders doen nie, maar 'n God wat uitreik vanuit liefde, en ons geestelike honger na U kom stil. Dankie vir U talle beloftes in die woord, Here, ook dat U vir ons die ewige lewe skenk, deur die geloof. Dankie ook, Here, dat ons mag weet, dat wanneer ons na U toe kom, dat ons nooit honger sal kry nie, en ook nooit dors sal kry nie, want U is ons brood van die lewe. Laat U wil dan ook in ons lewens geskied. Behoed en bewaar ons van die bose, en seën ook elke luisteraar op hierdie platform asseblief. Ek bid dit in die kragtige naam van Christus Jesus, die naam bo alle name. Amen en amen. Liewe luisteraars, dankie dat ek die woord van die Here met u kon deel vandag. Ja, wees veilig en geseënd. Ek groet u dan ook tot 'n volgende keer. Shalom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.